Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Vandag begin ons met Handelinge, hoofstuk 1. Ek gaan vir jou lees Handelinge 1 vers 4 tot 5 en my tema is Wag vir die Heilige Gees. Ek lees vir jou. 'n Keer toe hulle so saam was, het hy, dis nou Jesus, aan hulle die opdrag gegee: Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So Jesus is op pad om op te vaar hemel toe. Sy disippels wat hom ongeveer 3 jaar saam met hom tyd spandeer het en hom gevolg het, gaan binnekort alleen wees en die getuienis van Jesus verder moet gaan uitleef. Jesus beveel hulle om in Jerusalem te gaan wag en te gaan bid voordat hulle hierdie sendingwerk begin, voordat hulle met hierdie nuwe missie begin, totdat hulle gedoop word met die Heilige Gees. Daardeur sal hulle die krag ontvang om die lewe van getuienis uit te dra. Ek sien vandag nie meer hierdie erns om die vervulling of die doping met die Heilige Gees te ontvang en te beleef nie. Dit is asof ons dink ons kan op ons eie en in ons eie krag of net met kennis of deur vermoëns die lewe van 'n disipel en die lewe van 'n getuie gaan uitleef. Maar net soos wat daar 'n oomblik is waar 'n persoon hulle lewe aan Jesus oorgee met weergeboorte, en dan sal selfs 'n oomblik waar so 'n persoon die stap van gehoorsaamheid neem om Jesus te volg deur gedoop te word in water, is daar hierdie besliste moment of momente in ons lewens waar ons bekragtig word deur die Heilige Gees, toegerus word deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons getuies kan gaan wees van die goeie nuus. Die disippels het 10 dae lank gewag voordat hulle gedoop is deur die Heilige Gees. Is dit nog steeds so 'n groot begeerte vandag by jou en by my om gevul te wees met die Heilige Gees, bekragtig te word deur die Heilige Gees, sodat ons vanuit daardie krag kan lewe? Ek gaan nie tale spraak noodwendig nou hier koppel as 'n teken, die teken rondom hierdie doping of vervulling met die Heilige Gees nie, maar ek wil wel vir jou sê dat die doping 'n moment in jou lewe is en meerdere male kan gebeur waaraan jy nie sal twyfel as jy dit ontvang of deelagtig word nie. Indien jy wel twyfel, moet jy dalk net doelbewus weer vir Jesus gaan aangryp. Indien jy leeg voel, indien jy voel jy benodig 'n bekragtiging en 'n vervulling met die Heilige Gees, gaan vra vir Jesus, want hy is die doper van die Heilige Gees. En moenie ophou om te bid en om te soek en om te vra en om te klop, totdat jy weer beleef dat jy opnuut weer vervul word, of dalk vir die eerste maal vervul word, gedoop word met die Heilige Gees, sodat jy 'n kragtige getuie van Jesus in hierdie wêreld kan wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my gered het. Dankie dat ek weergebore is. Dankie dat ek wel U Heilige Gees ontvang het met my weergeboorte, want sonder die Heilige Gees kan niemand sê Jesus is Here nie. Maar Here, ek begeer ook om gedoop en om bekragtig te word deur die Heilige Gees. Nie net eenmaal nie, maar opnuut en aanhoudend. Doop my, vul my, bekragtig my met U Heilige Gees. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê. As jy hierdie begeerte het, bid dit vandag aanhoudend. Sê, Here, vul my met U Heilige Gees. Tot volgende keer.